Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Dis Kersoggend. Ons vier vandag reg oor die wêreld as gelowiges die geboorte van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Baie dankie dat jy, en as jy dalk saam met jou familie of vriende, waar ook al jy is, saam kyk. Dankie dat jy hierdie spesiale geleentheid ook saam met ons as Ekerk vier, waar ons as Ekerk altyd ons roeping is om vanuit die Bybel, vanuit die woord te gaan en te kyk waar die Here ons ontmoet en ook hoe die Here meer sigbaar, voelbaar, verstaanbaar gemaak word deur die woord, deur die Bybel. So ook al jy is, kom ek gaan vir ons voor en ons bid saam. Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag reg oor die wêreld hierdie spesiale geleentheid kan saam vier as gelowiges. Die feit dat U 'n liefdevolle, genadige God is wat nie ver en onpersoonlik is nie, maar U is 'n intieme God, 'n God wat U self openbaar en ons kom ontmoet hier in ons wêreld. Here, ons vier vandag die geboorte van U seun en ons verlosser, die Here Jesus Christus. En dankie dat ons as gelowiges hierdie spesiale geleentheid kan saam hê en dat ons weet U is die eregas. En ons weet U ontmoet ons hier waar ook al ons is. Laat ons as U dienaars ook luister. Amen. Ek het 'n paar weke terug hierdie beeld gebruik, 'n beeld wat ek raak gelees het in 'n boek van Zorba the Greek. En ek wil graag ons spesiale erediens of preek vanoggend ook met dit inlei. In Zorba the Greek, 'n boek wat geskryf is daar 'n karakter Zorba. En dan vertel hy in een hoofstuk vir sy vriend en tegnies kollega hoe hy God sien. Hy sien nie God as 'n regter wat met 'n skaal en meetinstrumente sit en iets weeg nie, maar Zorba sien God eerder as 'n vader, 'n liefdevolle vader wat met 'n groot nat spons in sy hand staan. En dan spot hy, dan sê al die gelowiges, al die mense wat na God toe kom, wat vuil is, vol modder is van die sonde, kom die liefdevolle genadige God met hierdie nat spons, en dan slaan hulle en dan was hulle so skoon met hierdie nat spons. Dan sê dit so mooi, hy sê, God is 'n liefdevolle vader, 'n nat spons hoort by hom. God is nie 'n regter en skale wat by 'n kruidenier of 'n slagter hoort nie. En dit is 'n beeld wat vir my so hard, naby aan die hart lê en so goed geresoneer het in my eie geloofslewe, dat ek vandag juis hierdie beeld weer wil gebruik. Die rede hoekom? Ek dink vandag om Kersdag is dit hierdie hoogtepunt of die mees duidelikste beliggaaming van hierdie konsep van God wat 'n spons vat en ons as gelowiges se sondige lewe skoon was. En dit is die boodskap van die evangelie, dit is die boodskap van Kersfees, van die geboorte van ons verlosser, die Here Jesus Christus. Dat God nie gekom het met 'n skaal nie, maar dat God met 'n nat spons ons as gelowiges skoonvee van ons vuil lewens. En dis wat ons vandag vier as gelowiges op Kersdag. God het nie net die spons gegee nie, maar God is ook 'n God wat die spons self opgetel het, gevat het. So God is nie 'n God wat ver van 'n afstand is ons sondes vergewe. Of God stuur nie 'n engel of deur profete of deur konings om ons sondes te vergewe nie. Nee, die essensie van Kersfees is dat God mens geword het. Deurdat hy sy seun gestuur het om in 'n vuil krib in 'n voerbak gebore te word. Dat Jesus self as te ware nie bang is om in die wêreld in te kom en sy hande vuil te maak te midde van hierdie vuil wêreld, maar om nog steeds sondeloos te bly, om op die ou einde ook so die kruis homself dood te loop, wat die beste vereenselwiging is, of die beste kommunikasie is, die beste beliggaaming, die beste iets wat jy sigbaar en tasbaar kan sien, dat God 'n spons vat, waar Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Nou die twee tekste wat ek graag vandag by wil stil staan is Johannes 1 vers 14. Ja, ek lees dit uit die Nuwe Testament. Die woord het fisies mens geword en tussen ons kom woon. Dis die begin en die essensie van Kersfees. Dat die woord is, ons vertaal as logos, dis die rede, dis die begin, dis God self. Hy het vlees geword. Hy het menslike liggaam aangeneem, hy het fisies mens geword. Kwesbaar in 'n vuil gebroke wêreld.
En dit is eintlik twee konsepte woorde wat nie vereenselwig nie, dat die woord logos, God, het fisies mens kom word. Eugene Peterson vertaal dit in The Message, hierdie einste vers vir my baie mooi. Hy sê, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Dis die kern van Kersfees. God het nie bly kyk daar van die hemel af of van ver af nie. Hy het nie gekyk en dan sê, kyk, sy son is vergewe of hy stuur vir 'n profeet nie. Nee, God het self mens geword deur sy seun Jesus te stuur. En Jesus het self vir die spons kom optel en Jesus is as te ware God se spons. En Jesus het mens geword en in ons buurt, in ons vuil gebroke wêreld kom intrek om finaal ons sondige vuil modder lewe skoon te was. Dan sluit Johannes daai vers 14 af verder om te sê, ons het sy heerlikheid gesien vol genade en waarheid. So as ons na Jesus kyk wat mens geword het, dan sien ons God se genade. Ons sien God se spons in lewende lywe. Volgende paar verse of gedeelte wat ek graag saam wil lees, is Titus 3, vers 4 tot 7, wat voortbou op hierdie verskriklike mooi konsep van Kersfees. Titus 3, vers 4 tot 7. Maar toe het God se goedheid en sy liefde vir mense hier tussen ons sigbaar geword. Hy is ons redder. Hy het dit nie gedoen op grond van enige goeie dinge wat ons gedoen het om ons eie vryspraak voor hom te verdien nie. Nee, hy het ons verlos omdat hy baie vir ons omgee. Hy het ons skoon gewas, ons is weer gebore. Die Heilige Gees het ons splinternuut gemaak. God het die Gees in oorvloed oor ons uitgegiet. Hy het dit gedoen deur Jesus Christus, ons verlosser. Nou is ons vrygespreek deur God se genade. Nou is ons erfgename. Dit is ons vaste hoop dat ons die ewige lewe sal erf by God. 'n verskriklike mooi verdieping as te ware van hierdie konsep, hierdie vers van 1 Johannes 1 vers 14, van Jesus wat fisies mens geword het. Maar ook so dan help Titus ons met hierdie konsep van, dit is hierdie Jesus wat juis God se spons is, en ons as gelowiges, ons vuil lewe kom skoon was. So iets wat ons in hierdie paar verse van Titus 3 sien, is van God se karakter. Hy sê God se goedheid, en sy mense liefde, sy liefde het fisies sigbaar geword. So dis nie 'n idee nie, dis nie 'n teorie nie, dis nie net mooi woorde nie, maar dis 'n persoon, Jesus Christus, wat ons vandag op Kersdag sy geboorte vier. En Jesus het gekom om hierdie spons op te vat, om ons skoon te was. En dis nie 'n transaksie nie, dis nie 'n skaal van ons moet eers iets doen en dan word ons vergoed vir dit wat ons gedoen het, en as ons tekort skiet, dan is ons in die krediet nie. Nee, dis nie 'n transaksie nie. Dis nie 'n skaal, dis nie wat jy meet nie. Dis 'n geskenk. Dit is genade in aksie. 'n Geskenk wat ek en nie kan verdien nie, nooit kan verdien nie, ook nie kan ooit betaal nie, want ons kan nie die koste van dit betaal nie. Maar God is genadig. En dan sê Titus vir ons ook so mooi, hy het ons skoon gewas, ons is weergebore, die Heilige Gees het ons splinternuut gemaak. So die Heilige Gees is as te ware die water waarmee die spons nat gemaak is, om ons splinternuut te maak, skoon te was, 'n hemelse was te gee, sodat ons vuil menslikheid, ons vuil sondige optredes skoon gewas kan word. So dit is wat Kersfees is. God word mens, en so sien ons hierdie spons van God in aksie, ons verlosser deur Jesus Christus. Hy vee weg ons sondes en ons skuld, en weer eens, dis nie ver daarbo nie, nie uit die hemel nie. Ons kan Filippense 2 ook hier inlees, dat hy het van sy goddelike identiteit leeg gemaak, en hy het die identiteit, die vorm van 'n slaaf aangeneem. Dis Kersfees, dat Jesus bereid was, of God bereid deur Jesus, was om hier in hierdie vuil wêreld in te kom, en nie bang is om sy hande self vuil te maak, al bly ook skoon nie. Wat beteken, Jesus het hier kom leef in hierdie vuil wêreld, hy ken ons pyn, hy ken ons swakhede, hy ken die worsteling, hy weet waarmee ons sit en sukkel. So omdat hy in hierdie wêreld is, vat hy ook ons skuld en ons skaamte nie weg nie, maar hy dra dit ook op homself. Dis hierdie genade van God.
So, daar's nie 'n kruis sonder 'n krib nie. Wat beteken, sonder die geboorte van ons verlosser deur Jesus Christus, sou Jesus nie ons skuld en ons skaamte en ons tekortkominge op sy eie skouers kan dra en dan vir ons aan die kruis sterf om dit finaal weg te vat nie. So hier's 'n paar merkers wat ek dink op hierdie Kersfees ons onsself moet herinner, of God herinner ons deur sy woord. God is nie 'n God wat ver is nie, wat onpersoonlik is nie, maar God is 'n God wat intiem is, wat afkom aarde toe en ons ontmoet in die hier en die nou. So God is nie 'n regter wat van 'n afstand koud klinies objektief jou oordeel nie, nee. Maar hy's 'n Vader wat naby kom, in ons wêreld inkom, intrek in ons buurt in, en sy hande in hierdie vuil wêreld indruk om ons skoon te was. Vergifnis gebeur in vlees en in bloed. Dis nie net iets wat mooi is nie, maar soos ek gesê het, sonder die krib is daar nie 'n kruis nie. En op hierdie kruis sien ons dat Jesus se liggaam word hierdie spons waarmee God ons as sondaars ons lewens skoon was. Sonder die kruis is daar nie die Heilige Gees wat vir ons gegee op Pinksterdag nie. En die Heilige Gees is hierdie water waarmee hierdie spons vandag nat gemaak word, vandag nog in ons lewens, sodat ons skoon gewas kan word en nuut gemaak kan word om erfgename genoem te word van ons Verlosser en ons Vader deur Jesus Christus. Nou wat beteken dit? Hoop op Kersdag is gebore. Hoop is nie iets wat ons self doen nie, dis nie iets wat jy self bereik nie, dis nie jou eie prestasies nie, dis nie jou eie CV nie, dis nie die ereklere wat jy op skool gehad het nie, dis nie die graad wat jy gehad het nie, dis nie wat jy doen nie. Maar hoop lê in die feit dat ons Verlosser deur Jesus Christus vandag gebore is, in 'n krib, in 'n voerbak. En God het so lief vir ons het afgekom aarde toe, en hy het in hierdie wêreld kom inklim. En sonder hierdie krib is daar natuurlik die kruis om te sê dat Jesus finaal aan die kruis homself doodloop vir my en jou. Ek kan nie verdien dat Jesus doen nie, want hy kom in hierdie vuil wêreld en hy is self nie vuil nie, hy is sondeloos. Maar hy vat ons skuld, ons son, ons skaamte, ons tekortkoming op sy skouer en hy sterf vir my en jou. En God en Jesus is so goed, so liefdevol, hulle stuur hulle Gees en sy Gees, God kom woon in ons deur sy Gees en kom was ons skoon elke dag met die hemelse spons. So, Kersdag, Kersfees is nie iets vers of iets moois nie. Natuurlik is dit iets moois, maar vir ons as gelowiges gaan dit oor meer as net liggies, geskenke, familie. Al daai is mooi, dis wonderlike tyd van die jaar. Maar Kersfees vir my en jou as gelowiges is God se mees radikale besluit om self hierdie spons op te tel. En self in hierdie vuil wêreld in te kom en te kom staan in hierdie vuil wêreld. En vir my en jou wat kop tot tone vuil is van die sondige wêreld, maar ons te begin skoon was in hierdie wêreld. Ons lees in die koöperatiewe wêreld of leierskapswêreld dat jy altyd hierdie bestuurders kry wat vir jou sê wat om te doen. Hulle weet self nie hoe om dit te doen nie, of hulle wys nie vir jou om dit te doen nie, maar hulle sê net jy moet dit doen. Maar dan praat hulle baie keer van hierdie leiers wat self die vaandel vat en voorloop en saam met jou, langs jou, in die trenches staan, sê hulle, en hulle hande vuil maak. Jesus is dit. Jesus staan nie daar ver en sê, o, julle sondes is vergewe, of hy stuur 'n profeet om te kom doen nie. Nee, God is 'n intieme, persoonlike God. Hy het ons so lief. Hy stuur homself deur Jesus Christus aarde toe, om in hierdie vuil wêreld, bereid wees om self in hierdie vuil wêreld te staan. En hy wat self skoon is, ons wat vuil is, skoon te was. So ons op Kersdag hoef nie meer langer ons lewe te meet volgens die skale nie. Die skaal is weggevat. Ons as gelowiges meet ons self dalk nog met aardse skale. Die suksesse wat ons behaal, dit wat ons bereik het nie. Maar Kersdag herinner ons nie, God se maatstaf is liefde, intimiteit, iets persoonliks, dat Jesus aarde toe kom en gebore is, en ons vier dit vandag. So ek sluit af. Die spons van Kersfees is vir ons die mooiste sigbaar in hierdie krib. Die krib van Kersdag waar ons Verlosser deur Jesus Christus gebore is, sien ons juis God wat aarde toe kom en bereid is om die spons op te vat. Dis 'n kind Jesus wat ons skuld dra in hierdie wêreld. Tweedens, saam met die krib kom die kruis. Want saam met die kruis sien ons ook hierdie spons in aksie om te sê dat Jesus se lewe, die bloed wat vloei is, die spons wat nat is. En die spons wat ons skoon was met die sterfte en die bloed van ons Verlosser deur Jesus Christus.
saam met die krib, saam met die kruis is daar ook die opstanding. En dit is half die spons se finale werk. Maar na die opstanding, na die hemelvaart, stuur God en Jesus ook die Gees. En so word ek en jy elke dag nuut gemaak deur hierdie Heilige Gees wat in ons is, om ons nuut te maak, skoon te was met die hemelse wasmasjien, met die hemelse spons, sodat ons 'n lewe kan leef as erfgename, as kinders van God. En dit is vir my so mooi hierdie beeld van Kersfees. God is nie bang om in hierdie vuil wêreld in te kom nie. Hy kom staan in hierdie vuil wêreld, soos iemand wat regtig bereid is om skoon te maak. Nie net vir jou sal sê van ver af om dit te doen nie, maar dat God so liefdevol is, so genadig, so goed is, dat hy afkom aarde toe. En hier saam met ons kom leef het in hierdie wêreld, wat gebroken is en stikkend is. En ja, hy het gesterf aan die kruis, en ja, hy is begrawe, en die dood kon hom nie onderhou nie. En hy is sterker as die dood, en hy is die dood het opgewek. So weet ons, ek en jy as gelowiges, sien ook na 'n ewige lewe. Ons oë is gefestig op 'n hemelse eindstreep, wat ons weet, God eendag vir ons gaan gee, as Jesus weer aarde toe kom. En dat ons finaal 100% skoon gewas gaan word, om in ewige lewe, saam met ons verlosser, saam met ons skepper God te wees. Dit is die goeie nuus van Kersfees. God is nie te heilig, om in ons gebroke lewe in te klim nie. Vandag mag ons dit onthou, mag ons dit op ons harte skryf, en dit nie net op Kersdag doen nie, maar elke dag. Te sê, God is nie so ver, so onpersoonlik nie, maar hy is 'n God wat intiem 'n lewe met jou wil hê. Hy kom klim in jou wêreld en daar waar jy is. Hy klim in jou gebrokenheid in. Hy los jou nie daar nie. Maar mag ons vandag as gelowiges reg oor die wêreld hierdie Kersfees, Kersdag geleentheid vier. Dat is die dag van die spons, van die hemelse spons, dat ons verlosser deur Jesus Christus gebore is. God is 'n God wat intiem is, afkom aarde toe, en ons ontmoet in hierdie gebrokenheid. En hy gee ons 'n ewige lewe, want dit is juist met hierdie opstanding, word die Gees van God ook gegee, en so word ons lewens skoon gemaak deur hierdie Heilige Gees, sodat ons skoon gewas kan word met 'n hemelse was, sodat ons 'n lewe kan leef as erfgename van God. En mag ons vandag die konsep, die wete, die wese, die feit vier, dat ons verlosser gebore is. Die woord het vlees geword. Die goedheid van God, die menslike liefde, die liefde wat God vir ons as mense het juis aarde toe gekom en is vir ons sigbaar deur die geboorte van Jesus Christus. God het die spons opgetel. Hy vee ons lewe skoon, die skale is weg. Mag ons jubel en juig vandag, want ons verlosser is gebore. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n liefdevolle en genadige God is. Here, ons verdien dit nie, as ons die wêreld leef vol skale, dan is ons juis mense wat die kostes moet bereken en moet vergoed vir dit wat ons gedoen het, want ons skiet tekort, ons skiet altyd tekort. Maar U is so goed, so liefdevol, dat U aarde toe kom en ons nie meer met die skale kom weeg nie, maar met die spons kom skoonvee. Mag ons vandag dit vier, Here, dat ons verlosser en U seun, Here Jesus Christus, gebore is. Dankie daarvoor. Dankie dat U afgekom het aarde toe om ons hier te ontmoet in die vuil gebroke wêreld. Meer en meer as dit, dankie dat U ook vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat U ook ons lewe skoon gewas het deur die kruisgebeure. Dankie ook dat U Gees vir ons gegee het om by ons te wees, sodat U in ons is en by ons is, sodat ons elke dag kan weet wat U ons vra om te leef. 'n Lewe leef volgens U wil. Mag ons as familie en vriende dit vier en die lofprysing sing en lof bring aan U, want U is goed, U is genadig. Dankie daarvoor. En ons vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe, en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.